Kom ons begin dat ons open met gebed en dan gee ons hier aand vir Abba. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir hierdie wonderlike dag, Abba. Vader, is hierdie dag wat U gemaak het, Abba, hierdie dag, hierdie uitgesoekte dag wat U gesê het, my kinders, dit is my feeste. Dis my dag, dis my samekoms, dis my heilige dag wat julle moet uitroep. En Vader, vanaand kom roep ons dit uit en ons kom sit hier so as die kinders hier so en ons wil basyn vanaand vir U, Vader. Abba, ons wil so in nederigheid kom dankie sê vir wat U doen vir ons. Dis genade bo genade, Abba, dat U ons nooit van die aarde af weggevee het nie, maar U het U seun Yeshua gestuur en hy het 'n weg kom maak weer vir ons. En Yeshua, dankie vir dit. Vader, ek bid vanaand, Abba, mag hierdie hele aand vir U soos 'n soet geur wees, Abba. Mag ons hierdie harte hê wat oorloop van dankbaarheid en hierdie joy hê en ons bekers vol is, Abba, dit net sal uitloop vanaand en mag dit vloei hierso. Ruach HaKodesh, U is so welkom hier vanaand en ek bid dat U ons sal hierdie sokkel vol vanaand en Abba, mag U verheerlik word waar ons vanaand U kom worship. Mag hierdie offers wat ons vanaand vir U bring, Abba, mag dit vir U aanneemlik wees. Yeshua, dankie dat U die lewende offer is. U is die lam van Yahweh en U het klaar betaal. U het gesê nik maar, sodat ons vanaand hier kan sit. Dankie daarvoor, Abba. Dankie dat ons nie meer in slawerny is nie, maar dat ons, Yeshua, dat ons ons vriend mag noem. Wat 'n voorreg is dit nie, dat ons 'n vriend in U het. Ons eer U daarvoor. Abba, ek bid vanaand dat U vanaand sal seën, Abba. Mag U naam geseënd wees. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Vader, ja, mag U naam geseënd wees. Ruach, mag U naam geseënd wees. Yeshua, mag U naam geseënd wees vanaand. Yeshua, ek bid dat U vanaand hier sal kom inloop. Soos U in Jerusalem geloop het. Kom loop vanaand hier tussen ons. Dankie Ruach dat U so is en dat daar 'n persoon is wat dalk seer is. Bid ek dat U sal kan aanraak vanaand met hierdie liefde, met hierdie vrede, met die shalom. Dankie daarvoor, Abba. Mag U naam geseënd wees vanaand en ons eer U, ons prys U naam, ons vra dit alles in Yeshua Mashiach se naam. Amen. Dankie julle. So ek nou gesê het, ek eer Abba vir nog 'n jaar en dit is 'n voorreg om nog 'n jaar te wees hierso. Dit is regtig waar elke jaar wat die feeste begin en hierdie is die eerste van die feeste, buite die Shabbat wat die eerste fees is dit so lekker om hierdie jaar te begin en nou gaan die feeste begin hardloop en nou kan ons na vanaand gaan ons die Omer begin tel en hierdie tot en met Pentakos en dit is so amazing hierdie 50 dae wat vir ons nou wag en ons kan tel en hierdie volgende wat nou vanaand wat hierdie suurdeeg wat Vader sê gaan kyk vir hierdie suurdeeg, haal dit uit jou huise uit en maar haal dit uit jou lewe, hierdie sonde, hierdie dinge wat nog suurdeeg in jou lewe is, hierdie unleaven wat nog ons lewens is om dit te gaan deursoek en Vader Jahwe te vra om deur sy gees dit vir ons te wys. Dis belangrik die tyd van skoonmaak tot en met volgende week is skoonmaaktyd hierdie, dit is besemvattyd. Bietjie om hierdie klippe uit, want daar's ook klippies dalk iewers in hierdie tempeltjie, om bietjie uit te vee, en ek glo daar's almal krummels, ons almal kom kort die glorie van Yahweh, en dat ons dalk daai ekstra broodkrummeltjies daar kan uitvee, as ons in 'n geestelik praat, want dis wat Korintiërs sê, is van daai een bietjie suurdeeg, wat die hele liggaam kan vuil maak, en kan, soos jou ou, daai tyd, het hulle die suurdeeg gevat, en dis nie soos vandag, wat hulle net hier by een plekkie sit, en in daai een plekkie reis nie, die vrou moet omroer, en dan tot dit regkom, want daai tyd was die suurdeeg, een lewende organisme wat ingesit het, dan het die hele brood het uit gegroei, en dis wat so mooi is, so daai groei, en dis so een stukkie suurdeeg, wat die hele liggaam kan vuil maak, daai klein korreltjie, wat die hele liggaam kan korrupt, en dis belangrik, mag Vader Jahwe ons wys deur sy Ruach, hierdie week, dat ons kan skoonmaak. So sê Abba, dankie vir nog 'n fees. Om te verstaan oor die fees moet ons altyd, en ek hou hiervan, is om die woord ook te maak, om te lees oor die fees van Vader Jahwe. So ek het nie die Exodus ene gevat nie, anders sal ons hele aand lees, maar sit 'n stukkie oor Levitikus 23 vers 2 wat ek vir ons gaan lees, en dan kan ons worship. Daar staan geskrywe, spreek met die kinders van Israel en sê vir hulle, die feestydde van die Here wat julle moet uitroep as heilige samekomste, dis is my feestydde. Nie Zulu feestydde nie Afrikaanse boerefeeste nie. Vader Jahwe sê, sy feestydde. 6 dae lank kan werk gedoen word, maar op die 7de dag se dag van volkome rus, 'n heilige vierdag.
Geen werk mag julle doen nie, dit is 'n Sabbat van die Here in al julle woonplekke. Dit is die feeste van die Here, die heilige 4 dae wat julle moet uitroep op hulle bepaalde tyd. In die eerste maand op die 14de van die maand teen die aand is die Pasga van die Here. En op die 15de dag van hierdie maand is die fees van die ongesuurde brode van die Here. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige 4-dag wees, dis nou môre. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan die Here 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige 4-dag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So die feeste op hulle bepaalde tyd. Doen die wêreld dit nog vandag op bepaalde tye? Nee, hulle verander dit. En dis die probleem, hulle verander Vader se feeste en doen dit ekstra en noem die dag 'n goeie dag, 'n goeie Vrydag. En sommer ook 'n Sabbat wat hulle maak. Vader se diem kom verander hulle, sy afsprake kom verander hulle en hulle sit dit saam met 'n songod en ek gaan nie vanaand oor Easter praat nie. Maar wat beteken 'n afspraak? 'n Afspraak met jou, Boeta en Sissa vanaand. Hierdie dag is 'n baie, baie belangrike dag vir ons volgers van Yeshua. Die dag wanneer 'n pappa, waar pappa sy kinders so lief het, dat hy sy seun gestuur het om vir ons weer die verlore skapies te gaan haal, om 'n weg terug te maak na hom toe. Maak nie saak wat jy in jou lewe al gedoen het nie. Maak nie saak waarmee jy sit in jou lewe, die struggles, die hartseer, die joy, waarmee jy sit nie. Hierdie dag, vanaand is vir jou. Vanaand is vir jou. Hy het jou so lief dat hy sy seun gestuur het om vir alles te betaal, sodat jy vanaand kan vry wees. Jou siektes, jou vrese. Hierdie dag was uniek maar. Na vandag, vanaand, nou die 15 Aviv wat aangebreek het, voordat jy Yeshua gesê, uniek maar. En dit beteken alles is klaar. Alles is betaal. Alles. Nie 'n bietjie nie, alles is betaal. So kom ons sê vir Vader dankie. Roep uit en sê dankie Abba. Het jy al vir Abba dankie gesê dat hy sy seun gestuur het? Jy vir Yeshua al dankie gesê vandag omdat jy vir my gesterf het? Sê vir hom dankie vanaand. Dis al wat ons kan doen, is ons kan dankie sê. En sing vir hom 'n lied. Worship hom nou. So vir ons geleentheid gee om hierdie 2 liedjies te worship en dan kan ons aangaan met die preek. Dankie julle. Right, so ek gaan ons 'n bietjie vat in die geskiedenis in en dan ons gaan kyk vanaand 'n bietjie na vervullings en die hele storie van uit Egipte uit. So vir 430 jaar bly hulle in Goshen in Egipte en die volk word onder slawerny gesit. Hulle het baie mense geword. As jy gaan kyk hoeveel mense dit was, ek sê altyd hulle het regtig vrugbaarheid verstaan want hulle het baie mense geword in daai kort tydperk. Tot en met as jy gaan uitwerk amper 3 miljoen mense. Dit is Israel en die vreemdelinge en as jy vat ek sê baie met die toere as jy hierso 3 miljoen mense om hierdie tabernakel moet sit, se hele Pretoria wat hierso moet wees en ek dink Moses, ek al moet af vir Moses want ek sou my bene stomp gehardloop het. Imagine net 100 mense met issues. Dink ek was klaar erg genoeg geweest daai tyd dink ek, maar ja, Vader het hom die krag gegee. Ja, sy geduld het bietjie gefail op 'n stadium, maar ja, hy het goed gedoen dink ek om met al daai mense met hulle dinge te sit. So Vader stuur vir Moses op die eerste Aviv of maand Nisan vir die mense wat hou van Nisan. Ja, jammer vir die Toyota mense, dit is ongelukkig sit die Bybels nie. Maar hy gaan hom eerste Aviv, ek sal maar vanaand Aviv sê, want sê, dat ons nou nie gemengde gevoelens kry of oor die Nissan en Toyotas nie. So, ja, op die eerste Aviv in Egipte om vir Farao te sê, Eksodus 9 vers 1, ek gaan vir ons lees. Verder het die Here met Moses gespreek, gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, die God van die Hebreërs, laat my volk trek, dat hulle my kan dien. En dis so mooi hierdie. So Farao het sê, hy het Farao se hart verhard en Farao sê nee. Maar wat so mooi is dat Vader sê heeltyd, laat my volk gaan, ek wag vir julle hier in die woestyn, dat hulle my moet kom dien. So wag Abba elke liewe dag vir ons. Waar ook al jy is in jou lewe, dalk in jou woestyn, dalk in jou beloofde land, dalk besig om die giants te fight. Abba wag vir jou om hom te kom dien. Is dit nie mooi nie? Hy sal jou nooit los nie. Hy sê I will, Engels het mooi, I will never leave you, I will never forsake you. Farao weier
En die vyand, en net so baie keer, kom weier die vyand om jou te los. Soos Farao geweier het en sê, ek gaan die volk laat gaan nie, want ek het laas jaar daaroor gepraat, want die volk, ek meen, dit is vir hom 'n wins, ek meen, dit is cheap labor, hulle werk vir hom, en hy hou hulle heeltyd daarso. En dit is vir hom, obviously was dit 'n besigheidstransaksie geweest, want ek meen, dit is die mense werk vir hom en nou ewe skielik moet hy sy besigheid los. Ek meen, so goed jy met 'n besigheid dalk sit, maar jy moet nou jou werkers môre sê, dis okay, gaan terug. Ek kan nie sê Malawi toe nie, maar gaan terug na jou land toe waar jy laat gaan. Dis moeilik. Maar Vader sê laat gaan. Dis my volk. Hulle het nou jou genoeg gehelp vir 430 jaar. Ek dink dis nou 'n bietjie tyd. Ek wil hulle moet na my toe kom. Ek het hulle gebede verhoor. Maar baie keer sê die vyand los. Hy wil jou nie los nie. Hy wil jou hê heeltyd in hierdie vleispotte van Egipte. Baie keer hou die vyand daarvan, want as jy daar by hom is, dan is hy happy. Maar wat as jy uit daai omgewing gaan, as jy uit daai Egipte uitgaan, dan gooi hy ketTINGS, dan wil hy jou terugtrek. Hy wil jou heeltyd roep by jou terug na hierdie vleispotte van Egipte. Eers na die 9de plaag het Farao se hart verander. Na die 9de toe die 10de plaag aanbreek. En toe sê hy dis reg. Die plaag wat Vader Jahwe hom gee was alles teen die afgode van Egipte gewees. Al daai plaag was, baie mense sien daai plaag as net normale kinderstories. Daai was afgode gewees. Ons gaan kyk bietjie daarna en ek gaan nie diep in die plaag ingaan nie. Die eerste plaag van water wat in bloed verander het. Daai is nie 'n kinderstorie nie. Maar net om 'n bietjie perspektief te kry. Dit was teen die Nylgod happy. Was die Nylgod gewees. Hulle het die water aanbid. Jahwe oorwin hom deur die water in bloed te verander. En dis so mooi dat bloed die oorwinning gee daarso. Bloed oorwin daai afgod, happy. Die afgod van die Nyl wat hulle aanbid. Kan jy dink, jy het hierdie afgod en ewe skielik hier begin die afgod bloei? Het hy dalk en hulle het fisies dit gesien met hulle eie oë. Die tweede plaag was die paras gewees. Nou, een van die susters het vandag gesê, as daar ewe skielik 'n paraplaag in hierdie wêreld, as sy nou in Egipte was en daar het 'n paraplaag gekom, het sy dadelik uit die Egipte uitgehardloop en sê, Moses, ek's hierso. Abba Isak, asseblief, laat kan hierdie paras net ophou. Baie mense hou nie van paras nie, maar kan jy self dink, hulle het hierdie afgod Heket, was die para-afgod gewees, en hy was 'n simbool gewees van vrugbaarheid en lewe. Die godis wat sy naam was gewees, Heket. Dit was 'n afgod gewees. En Vader kom en hy maak hierdie afgod 'n plaag. Hy maak dit 'n probleem vir hulle. Hy maak hom niks. Hy maak dat daai ou beeltjie of wat ook al is, daai paratjies wat daarso is, hy het ook 'n probleem vir jou. Die volgende plaag was muskiete, steekvlee, pes onder die vee, swere, haal, springkane. Dit was alles, daai plaag was gewees teen die gode van beskerming en gesondheid. Want Abba, want as jy nou eers skielik swere kry en jou vee gaan dood en jy kry steekpyne en alles, dan Jesus, maar Abba, Abba nie, maar die afgod, waar's jy nou? Hoekom kry ek nou seer? Hoekom het ek nou ewe skielik vrek my vee? Wat is die storie hierso? Abba, kom maak die voorsiening, die afgod swak, God swak. Dis wat hy gedoen het. Hy gaan teen dit. En kan jy sien die voorsiening wat wegval? En vandag se tyd, hoe werk dit as jy self net byvoorbeeld jou voorsiening wegval, as jy boere is en jou vee begin vrek? Heel eers gaan jy sê, maar Abba, wat's fout? En in daai tyd het hulle vir hulle afgod gesê, hoorie sommer, wat's fout? Maar Jahwe kom oorwin hulle en hy maak hulle swak. En hoor gou hierdie ene, die 9de plaag. Die plaag van duister. Kom Vader en hy gee die songod pakslaag. Hy kom maak dit 3 dae donker. Hy kom vat hulle God weg. Die grootste wat daai tyd afgod wat daar was die songod. En hy kom verwyder daai songod en hy maak dit duister. Ek het nog nooit daaraan gedink nie. En ek prys albei voor. Dink dit het 'n gevoel. Imagine jouself een dag
sonder Jahweh. Eendag wat jy regtig waar voel, ek is nou alleenig op hierdie aarde. En kan jy dink hoe daai mense gevoel het? Hierdie son wat hulle elke oggend aanbid. Poeh, weg. Dink hulle het gevra, maar waar is jy? Dan dalk soos daai tyd met Elia, hy sê, ek dink hulle het net gesê, maar waar is hy? Daai vuur wil nie val nie. Nou dans aan hom, skree hom, waar roep hom? Daai tyd met die altaring op Karmel. Die songod was groot geweest. En ons nog steeds mense wat die songod deel met die Easter, die Kersfees en die Sondag, Sabbat. Hulle vier dit saam met die songod. En hulle noem dit tog tot ook die Day of the Sun, die Sondag. Jou Sondag. En Vader Jahweh kom en vat hom uit Egipte uit vir 3 dae, sodat dit donker is. So groot is Abba nie, om die son te stop vir 3 dae. Maar Farao moes kies om hom te laat gaan. En die volk moes ook kies om wel te gaan. Farao moes kies en die volk moes kies. Hy het 'n keuse gehad. Gaan ek uit in hierdie onbekende, gaan ek nou in die woestyn ingaan? Of gaan ek bly hier so in Egipte, waar ek gewoond is, 430 jaar? Dis 'n keuse. Israel en die vreemdelinge het die keuse gehad om te gaan. Die dinge wat hulle vasgehou het in Egipte te los. So broer en suster, wat hou jou nog vas vandag in Egipte? Wat is jou vleispot? Wat is waarna toe jy heeltyd gaan? Wat vir afgod jy dalk? Want enigiets wat jou tyd steel van Vader Jahweh, wat hom nie eers in jou lewe maak nie, is 'n afgod. Is jy dalk nog miskien in Egipte? Wat is jou afgod? Het jy dalk paras? Het jy dalk dinge wat jy saam met die songod doen? Want sien, as jy dinge saam met die songod nog doen, is jy nog steeds deel van Egipte. Punt. As jy nog steeds dinge saam met die songod doen, is jy nog steeds in Egipte, dan het jy nog nooit laat gaan nie. Dit is baie gevaarlik, en die vyand gaan jou daar probeer hou heeltyd met tradisie en nie om laat gaan nie. Nie te sê, Vader, ek kies nou om u pad te volg. Ek kies om u fees te doen. Ek kies om nie 'n goeie Vrydag, 'n goeie dag te doen saam met 'n Istara te doen nie. Saam met 'n songod aanbidder wat Ra was en die strale van die son wat daar gerigbaar gemaak het en vir 3 dae het hulle Nimrod se reïnkarnasie en haar seun Talmoes ingevier. En eiers geverf langs die Efraat en dan het hulle lelike goeters genoem wat ek eers gaan sê vanaand nie. So kies jy om vanaand hier te sit, soos ons almal hier sit. Dan is jy uit Egipte uit. En as jy hierso sit vanaand, mag dit so wees dat jy al klaar deur die woestyn tydperk is van vorming. Dat jy dalk in jou beloofde land is. Ja, daar is reuse. Dis nie net melk en honing nie, daar's altyd reuse in jou lewe. Daai giants is daar, partykeer is daai giant groot. Maar Vader Jahweh is groter. En dis wat so wonderlik is. Vader roep jou om kadosh, afgesonder te wees. Hy sê dis sy heilige feestydde. Kadosh. Kadosh beteken om afgesonder te wees vir hom. Ons moet afgesonder wees. Paulus sê in 2 Korintiërs, hoor dit sê Paulus, en dit is een van my gunsteling versies hierdie. Hy sê in 2 Korintiërs 6 vers 15. En watter ooreenstemming het Christus met Bilal? Dis Baal. Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van Jahweh met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende Jahweh, soos Jahweh gespreek het. Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom gaan onder hulle uit, sê Paulus. Hy sê, nie gaan deel nog bietjie saam met hulle, of wees nog nou en dan 'n voetjie in Egipte nie. Hy sê, kom onder hulle uit, sonder julle af, raak heilig, raak kadosh. Spreek die Here, nie Paulus nie, spreek Jahweh. En hy sê, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Hy kom quote sommer Levitikus 23, Paulus, kom quote dit. Levitikus 11. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. So ons het 'n klomp afgode nog in ons lewe, en baie keer,
kom Vader Jahwe en hy kom verwyder daai afgode. Deur siekte, deur skade dalk in jou besigheid en jou finansies, deur duister dalk, selfs dood, tot jy laat gaan. As jy gekies is, as Vader Jahwe jou geroep het, dan gaan hy aanhou, totdat jy luister soos 'n farao, om daai afgode te laat gaan in jou lewe. Vra vir Vader Jahwe om jou te deur sy Ruach HaKodesh te wys of daar enige afgode nog in jou lewe is, wat jou vashou in Egipte. Hy staan en wag vir jou in die woestyn, of in die beloofde land, of waar ook al jy in jou lewe is. Hy wag dat jy hom kom aanbid. Matteus 22 vers 12 sê, en hy sê vir hom, vriend, hoe het jy ingekom sonder die bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buiteste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Want baie is geroep, maar min uitverkies. Julle, ons moet begin bid vir die chosen ones. Ons moet bid vir die gekiestes wat nog vas is in hierdie dinge. Dat Vader hulle aanwyl dat hulle kom, dat hulle kan leer. Dit is baie, baie belangrik. Abba het ons geroep en hy het ons gekies. En wat 'n voorreg is dit nie om gekies te wees nie. Hy het ons gekies. Ons name is in sy handpalm geskrywe. Maar dalk gaan jy gelouter word as jy nie wil kom nie. Dalk gaan daai goud gelouter word totdat hy die mooiste skynsel het. Baie keer gaan as jy weier om daai moederdrumpel, daai liggie te laat skyn op daai menorah, die moederdrumpel van daai olie, van daai pars wat daai menorah gebruik is die eerste pars, die moederdrumpel wat die pit is nie eens gepars nie. Hulle daai olie van daai olyfolie gebruik, van daai olyf gebruik om die olie om op die menorah te sit, dat daai lig skyn. Maar die tweede pars was nie so maklik nie. Die tweede pars was bietjie harder geweest. Die pit het saamgegaan en het dit gebruik vir salwingsolies. Hoe ver moet jy dalk gepars word totdat jou lig skyn vir Abba Vader Jahwe? Dis jou keuse. Dis jou keuse. Farao wou nie hoor nie. Hy wou nie laat gaan nie en sy eersgeborenes het gesterwe tot die diere. Soos hulle verlos deur die bloed van die lam uit Egipte. Net Joshua se bloed wat jou uit Egipte kan uithaal, Boeta en Sissa. Net deur sy bloed. En dan, wat so mooi is, vir die wat nie die doop verstaan nie, is hulle, toe hulle uit Egipte uit is hulle deur die doop van die Rooi See. 1 Korintiërs 10. Hulle is gedoop ook sommer daai dag, nadat hulle verlos is deur die bloed van die lam. Ja. Uit die greep van die vyand, maar ondersoek, soos hulle daai lammetjies ondersoek het, soos nou met Pessach, na Pessach, hierdie Pasga vanaand, hierdie unleavened wat begin het vanaand met die son onder, die volgende dae, kyk, ondersoek, vra vir Vader Jahwe om jou te wys. Kyk of daar enige gebrek is, kyk of daar enige vlekke van Egipte nog in jou is. En dan gee dit vir Vader, net soos hulle Pessach in Egipte gedoen het en kies om te gaan. Vader gaan jou verorm dalk. Hy gaan dalk met jou in jou woestyntydperk gaan dalk bietjie moeilik wees. Maar hy sal nooit jou los nie. Hulle daai tyd het hulle eers die skoene of die klere het verweer in die tydperk van Egipte nie. Hy is saam met hulle, God met ons. Hy daai tabernakel wat beteken hierdie dwelling place het hy sê verbou vir my hierdie plek dat ek saam met julle kan wees. En soos hy saam met ons in hierdie tempel vandag deur sy Gees, sy Ruach HaKodesh. Vader was met hulle en so sal hy saam met jou wees vandag, Boeta. God met ons, hy sal saam met ons wees. Die vraag is, gaan jy kies om uit Egipte uit te gaan? Gaan jy kies om in die beloofde land in te gaan? Gaan jy bang wees vir daai giants en terug hardloop na Egipte toe, waar dit makliker is, waar daar niks is om op te gee nie? Want glo my, dit is baie keer moeilik om te kies. Yeshua sê, deny yourself, jy moet iets deny en jou kruis optel elke dag. Dit is nie maklik nie, want die vyand hou nie daarvan, hy wil terug in Egipte. Maar gaan jy opstaan soos 'n Joshua,
Gaan jy die man van die huis weer sê, volgens Josua 24 vers 15, as for me and my house, we will serve the Lord? Of gaan jy eerder vertrou op die paras? Gaan jy eerder vertrou om op Vrydag aande in 'n kroeg te sit, saam met besigheidsmanne om besigheid te kry? In plaas van waar Vader Jahweh vir jou besigheid sal gee. Wat gaan jy doen? Jy moet kies. Want by jou huis wag daar 'n huisgesin met hulle pa soek wat daarso gaan sit en saam met hulle die Shabbat hou saam met hulle en saam met hulle die seën oor hulle uitspreek en hulle salf. Dis wat 'n man van God doen, wat vertrou en stap. Kies om te los wat hulle in Egipte gedoen het. Jy moet kies. Alles met Songod. Kies om nie jou Kersfees en jou Sondag Sabbat te doen nie. Mense gaan jou toe draai, hulle gaan jou nie hou nie van jou nie. Kies om nie die weg van die Nikoliete te doen nie. Gaan lees oor die 7 kerke. Kies om nie die weg van die heidene te doen nie. Kies om nie die hoer toe te laat om jou te leer nie, volgens die 7 kerke van Openbaring. En dis besig om nou te gebeur. Kies sy wette, sy insettinge, sy verordeninge, sy ketubah, wat hy vir die bruid gegee het, sy Torah, sy wet, wat vir jou lekker moet wees. Kyk, Vader se fees is ewige instelling. En so moes hulle Pesach, elke jaar presies doen, wat hulle in Egipte gedoen het, elke jaar volgens Vader se instruksies. Nou, daar's vervullings wat ek wil praat oor nou, wat presies op die uur vervul is. En ons gaan deur hulle hardloop, en dit is so amazing hoe, ons gaan nou sien hoe Yeshua hierdie dag, ons kan hele aand hier so staan, en die vervullings praat wat hy gedoen het daai dag. Dis nie net sy sterfte nie. Dis amazing as jy gaan kyk hoeveel dinge het hy vervul hierdie dag. Op die 10de Aviv moes hulle elke jaar hierdie bok of skaap lammertjies kies, sonder gebrek, vlek of ribbel. Die 10de. En dan het hulle op die 14de Aviv hulle geoffer aan Vader Jahweh. Hulle het dit elke jaar gedoen, tot so amazingly dat Vader gesê het, hulle moet optrek elke jaar na die tabernakel toe of die tempel. So die vervulling vir die belangrike dag, en hoekom ons hierdie dag moet vier. Vervulling nommer 1, die dag 14de Aviv. So kom ons kyk heel eers oor die dag. Die vervulling van die dag het daar 3 tye gebeur. Okay? 3 tye wat daar gebeur het. So dis Egipte tyd gewees, dan was daar so 'n Berg Sinai tyd gewees en dan was daar 'n Jerusale tyd gewees. Hierdie dag, die 14 Aviv, het oor 3 tye met 3600 jaar tussen mekaar het dit gebeur. En dis is so amazing is op die uur wat vervul is. So die 3 plekke of 1600 jaar het mekaar het. Kom ons kyk die eerste plek, Egipte. Op die 10de Aviv kry hulle lammertjies en ondersoek hulle vir 5 dae. Ons weet almal dis wat gebeur het in Egipte. Hulle slag die lammertjies, dis 'n lammertjie of 'n bokkie gewees. Alraai, hulle slag wat sonder gebrek, hulle het dit getoets, gekyk vir 5 dae lank en as hy nie gebrek gehad het nie, het hulle dit op die 14de die middag het hulle geslag voordat die Pasga begin het. Daai aand wat hulle Pasga beteken, die uittog, die Passover het dit dan begin. Alraai. En daai aand gebeur die Pasga, ek het dit gesê. En Farao sê hulle moet gaan. Okay. Die tweede plek, nadat uit Egipte uit gebeur, kom hulle by Berg Sinai aan, 50 dae presies vandat hulle verlos is deur die bloed van die lam. 50 dae beteken Penta en dis ook wanneer Pentakos gebeur het op Berg Sinai. Right, dis toe Ruach, dit is basies wat die Vader sy wet gee en ons weet vervulling, maar ek gaan nie nou praat oor dit nie. Wat toe ook dieselfde gebeur het in Jerusalem. Na 50 dae uit Egipte kom hulle by Berg Sinai aan en Vader gee vir Israel sy wet, sy insettinge en sy verordeninge. En Israel doen dit omtrent vir 1600 jaar wat hulle hierdie Pesach, hierdie Paasfees as so kan sê, wat hulle vier vir 1600 jaar aan mekaar, plus minus ongeveer, doen hulle dit elke jaar na jaar na jaar. En wat baie belangrik is, hulle is optrek na die tempel toe of na die tabernakel toe. Dis hoekom Yeshua gegaan het in Jerusalem. Hy het Jerusalem toe gegaan vir Pesach. Want hoekom? Vader het gesê, hulle moet doen. Dis hoekom hy gegaan het. Okay, so elke jaar met Pesach het hulle opgetrek. Dis baie belangrik. Buiten dan elke dag het hulle hierdie offertye gehad by die tabernakel. Daar's 5 verskillende offers gewees. Dit was 9:00 die oggend en 3:00 die middag was die offertye gewees. Okay? Behalwe
die 14 Aviv. Right? So elke dag kon hulle 9 uur en 9 uur en 3 uur, 9 uur die oggend en 3 uur die middag kon hulle die offers gedoen het, behalwe op die 14 Aviv was daar so 3 tye gewees. Dit was 9 uur die oggend, 12 uur die middag en 3 uur die middag gewees. Alright, so dit is een dag wat uitgestaan het oor hierdie offers. Christoere toe, dan gaan ek 'n bietjie langer praat, kan ek langer praat oor dit, en anders gaan ek hele aand hierso praat oor hierdie gedeelte wat so amazing is. Alright, so, maar wat belangrik wat uitstaan is, op Pessach, op Paasfees, het dan die priester gestaan, nadat hy 3 uur lammetjies geoffer het, dan het hy so gestaan, uitgeskree, nikmar, wat beteken, it is finished, dit is klaar, alles is klaar nou, hy het gesê, is klaar. Dan het hulle daai dag het sy lammetjies gevat, met die as wat hulle van daai Pessach lammetjies as gevat, en hulle daai as buite die tabernakel of buite die tempel, by 'n onbekende plek geberre, en dwars deur die jaar het hulle dit gebruik om die mense te reinig, en die mense te genees, met daai as van die Pessach lammetjies. Alright, so, dit was vir hulle genesing gewees. En nog 'n ding wat uitstaan van daai ding, ons nou hierso by Berg Sinai tydperk, was gewees, hulle moes, elke instrument het 'n kleurdoek gehad, wat hulle moes oortrek, oor die instrument, as hulle moes trek, die instrument toegemaak met 'n kleurdoek, en dan het hulle hierdie leervel, dassievel so oor het getrek, nou dan het hulle dit geskuiwe. Nou die kleurdoek wat gebruik was vir die bronsaltaar, was 'n persdoek gewees. Is dit per toeval? Nee, maar met tabernakel, jy het al Kogris vir die tabernakel toe, as die wat nog hier daar was nie, dit is elke dingetjie het 'n betekenis. Dis wat so amazing is, hoekom hierdie blou druk is van Vader Jahwe se woord, en vir vandag vir ons van die tempel is amazing, alright. So, die doek was pers gewees. Nou gaan ons gaan na die derde plek, ons het nie die vervulling gehou by mekaar kry van die dag, ek weet, dis bietjie baie, maar hoor my net. Die derde plek was gewees, die Jerusalem tyd. Alright, dit is nou weer 1600 jaar na dit. So Yeshua kom in Jerusalem op die 10de Aviv. Right, hierdie jaar was dit nou Sondag gewees. Okay. Die ander mense het dit nou ook so gesê. Right, so die 10de Aviv kom hy in Jerusalem in. So ek nou gesê, hoekom hy in Jerusalem gekom het? Want hy het gegaan vir Pessach. Hy het Vader Jahwe se woord gehoorsaam. Dis wat hy gedoen het. Right. Maar wat so mooi is, hy kom in op 'n donkie se rug. En hulle sing Hosanna, Hosanna. Hulle neem hom gevange en ondersoek hom vir 5 dae lank. Op die 14de Aviv sit hulle hom op die kruis 9 uur die oggend, 12 uur word dit donker en 3 uur die middag sterf ons Messias. Presies wat in Egipte gebeur het, presies Berg Sinai wat vir 1600 jaar gedoen het, vervulling die uur kom Yeshua en vervul dit. Een van die woorde wat hy uitskree voor die spies in sy sy kom, is nikmar, wat beteken, it is finished. Hulle het ook wat hulle gedoen het, is hulle het vir Yeshua, toe hy die doringkroon ontvang het hulle vir hom 'n pers mantel op hom gesit. Hulle haal hom van die kruis af, voor die Sabbat, van ongesuurde brode, wat hulle hom afhaal. Dis wat nou aangebreek het. Onthou, hierdie jaar werk presies uit. Hierdie jaar, Sondag, is die opstanding. Daai tyd was dit daai tyd gewees, op die eerste dag. Woensdag was die kruisiging gewees. Vanaand, die Sabbat aangebreek van ongesuurde brode. Hierdie jaar werk, dis net, hy werk presies uit hierdie jaar. Alright. Maar daar's mense wat nou, maar ek, daar kan baie opinies wees daaroor, maar ja, vir my werk dit nogal uit so. So, hulle bære hom, nadat hulle hom afgehaal het voor die fees van ongesuurde brode, bære hulle hom by 'n onbekende graf, die graf van Josef van Arimatea. En op die eerste dag, die Sondag, die eerste dag, het hy weer opgestaan. So kom ons kyk na die vervullings wat gebeur het daai dag. Nommer 1. Yeshua is nie gebrek, hy het geen gebrek nie. Hy is die lam van Jahwe. Net soos daai lammetjies wat in Egipte sonder gebrek, vlek of rimpel was. En so het hulle gedoen het vir 1600 jaar. Nommer 2. Net soos Yeshua op die 10de Aviv op die rug van die donkie ingekom het en Hosanna, Hosanna gesing het hulle elke jaar, hoor jy so, elke jaar voordat Yeshua in Jerusalem gekom het hulle die lammetjies in Jerusalem ingebring en gesing Hosanna, Hosanna. Nou die betekenis van Hosanna is red ons bid Jahwe. Red ons bid. Psalm 118 vers 25 sê, ag Here, gee tog heil, ag Here, gee tog voorspoed. Geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Baruch haba b'shem Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Dis so mooi.
Dis wat hulle gesing het vir hom, toe daai palmtakke voor hom uitgegooi het, en gesê is, geseënd is die een wat kom, in die naam van die Here. En Dawid het verstaan, geseënd is hy, wat kom, in die naam van die Here. Dawid het gesê. En die betekenis van die palmtakke hoor gegee, so saam met die Hosanna wat hulle gesing het hulle hierdie palmtakke gewaai en het voor hom neergegooi. En die betekenis van die palmtakke wat neergegooi is, verteenwoordig, hoor gou gee so die betekenis van die palmtakke, 'n daad van eer, koninklikheid, oorwinning en onderwerping. Onthou julle met Sukkot, met die ligfees, loofhuttefees, Sukkot, met hierdie palmtakke, die lolaf en die oetaf wat hulle so vasgebind het, hierdie palmtakke wat hulle so geswaai het met hierdie ligfees. En as jy gaan kyk na die palmtak, hoe die palmtak hoe hy lyk. Het jy al gesien 'n palmtak is hierdie reguit stuk met hierdie klomp kante, langs die kante. En dan laas jaar het ons met die Sukkot het ons daar gepraat van hoe hierdie palmtak, nou dis geestelike prentjie van die palmtak wat jou rugstring verteenwoordig, wat hierdie kant senuwee is wat so uitgaan, as is die geestelike prentjie van wat hulle gewaai het. Nou dis geestelik ook die senuwee van die brein af wat daarin werk, alles die rugstring is in elk geval alles doen met hom. En hoe die takke gewaai het en die wind gemaak het. En hoe hulle daai tyd met Sukkot het hulle die wind gemaak. En die wind verteenwoordig Vader Jahwe se Ruach HaKodesh, sy asem wat waai. Hierdie afgesonderde asem. So kan ons net hierdie geestelike prent bymekaar sit van hierdie Hosanna en hierdie palmtakke wat waai en voor Yeshua, die koning, gegooi word. Van ons wat die bruid, wat die liggaam van Yeshua is, hierdie palmtakke wat voor hom neerval. Geesvervuld en sing, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Baruch haba, Hashem, Adonai, ons koning, die lam van Jahwe. Kan jy dit sien? Kan julle sien daai, hoe ons hele liggaam, ons senuwees, ons alles so voor Vader Jahwe, voor Yeshua, die koning, moet neerval en sing, Hosanna, Hosanna, die prent van die palmtak, wat gees vervul, ons. Vervulling nommer 3. En die tempel, en tabernakel was toegemaak geweest, by die tabernakel en tempel, ek weet nie of die tempel, maar die tabernakel weet ek, die bronsaltaar was toegemaak, soos nou gesê het, met hierdie persdoek geweest. En hier kom hulle en hulle sit vir Yeshua, voordat hy sterwe, met die doringkroon sit hulle vir hom 'n persdoek op. Kan julle die sien, die bronsaltaar, die plek waar hulle daai tyd die offers gedoen het, waar die Pesach lammetjies gedoen het, hier kom hulle en hulle sit vir Yeshua 'n persdoek op. Presiese vervulling wat hy kom doen het, daai dag. Buite die lam van God, die lam van Jahwe, buite die Hosanna, Hosanna wat hy kom vervul het. Nommer 3, die persdoek. En hy sê hierso is die koning van die Jode, en hulle spot hom. Hulle spot hom daai dag. Vervulling nommer 4. Eksodus 12 vers 46. In een huis moet dit geëet word en jy mag niks van die vleis uit die huis buite toe bring nie en jy mag geen been daarvan breek nie. Die hele vergadering van Israel moet dit hou. Die bene van die Pesach lammetjies mag nie gebreek geword het nie. Hier kom Yeshua op die 14de Aviv en hy vervul dit. Sy bene was nie gebreek as die Pesach lam van Vader Jahwe nie. Sy bene het nie gebreek nie. Kan julle sien, baie jare tussen mekaar, hier kom Yeshua en hy vervul dit. Gewoonlik, as die Sabbat aangebreek het, as iemand nie dood was nie, voor die Sabbat, en hy is gekruisig, dan het hulle sy bene gebreek. Hulle het hom geslaan hier so onder op sy bene, sodat wat gebeur het is, dan het jy gesak, en dan het jy jou arms opgelig, en dan het jy versmoor. Dis wat hulle gedoen het daai tyd. Alright, so, om vinniger die mense af te kry, dat hulle dood kan wees, voordat die Sabbat aanbreek. Kyk, so, net so, is Yeshua se bene nie gebreek nie. Presiese vervulling, wat hy kom doen in daai dag. Die woord sê, 3 uur die middag het hy gesterwe, voor die Sabbat aangebreek het. Maar let wel, die Sabbat van ongesuurde brode, wat op die 15de Aviv aangebreek het, die donderdag daai tyd. En nie op die 7de dag Sabbat, wat dit gebeur het nie. Nogal funny, as jy goeie Vrydag hou, en die wiskunde op skool gehad het nie.
tussen Vrydag en Sondag 3 dae en 3 nagte te tel. Kan nooit so wees nie. Maar nogal wat my uitstaan daaromtrent is dat as jy Vrydag Paasfees hou, of wat ook al jy noem, Goeie Vrydag of wat, ja, Goeie Vrydag, herken jy dalk nie dat dan die Sabbat Saterdag is nie. As jy dan die kruisiging Vrydag vier, dan beteken dit mos, jy sê dan eintlik Saterdag is die Sabbat. Ek glo nie dit al besef nie. En dis wat dit so die mekaar maak. Want jy kan nie sê Saterdag dan die Sabbat en dan Sondag is die Sabbat nie. Wie is ons om te verander? En dis die ding wat die volk gaan te grond as gebrek aan kennis. Dit was die Sabbat van ongesuurde brode wat die Donderdag aangebreek het. Maar is dit rebellie dalk? Is dit dalk stubbornness wat keer dat die mense nie wil verander nie? So vervulling nommer 5. Soos hulle die hyssop bossie gevat het en die bloed van die Pessach lammetjies teen die deurpost van in Egipte te smeer, by die boodrimpel en die deurposts, hulle hyssop gebruik. Alright. So het hulle vir Yeshua aan die kruis hierdie wyn en mirre aangebied, deur 'n spons aan 'n hyssop tak vas te maak. En Yeshua weier dit. Hy weier dit die eerste keer. Weier dit. Die vraag is hy net een keer, is hy net een keer aangebied om iets te drink? Of was dit meer as een keer wat hy aangebied is? So kom ons kyk eers na die hyssop. Nou die hyssop groei, baie interessant as jy gaan kyk hoe die hyssop in Israel by mekaar gekom het, waar hy ook al gegroei het. Die hyssop het tussen krake in geboue en klipmure het hy gegroei. Dis wat sy gunsteling plekkie was. Okay, hy het seker op die grond ook gegroei, maar as jy nou hyssop takkie daai tyd in Israel was, muur was jou gunsteling plek gewees om uit te groei. Dit's 'n baie harde plantjie. Maar is een van die kleinste plantjies wat in Israel voorgekom het. Die Hebreë woord vir hyssop is ezof. En dit beteken 'n simbool vir reiniging, 'n wilde kry in land. Nou wat uitstaan van die plant, hy is ook gekies vir 'n lekker reuk. Hyssop het 'n lekker geur gegee, alright? Maar ook die kwaliteit van die plantjie. Die kwaliteit van die plantjie was gewees om water en bloed te hou. So as jy enigiets soos 'n kwas vandag, as jy hom ingedruk het, het hy nie voordat jy hom uitgetel het alles agtergebly nie. Hy het dit opgeneem. Waar hyssop takkie het opgeneem. En dis hoekom hulle het gehou daarvan om die hyssop te gebruik vir versprinkeling. En dis so mooi Vader hierdie plant gemaak het vir 'n doel. En dit gee vir my hierdie prent van 'n plant wat in krake gloei en water en bloed hou. Die geestelike prent daarvan, hoor jy hierso. Van Vader wat hierdie bloed teen die deurpous smeer van die Pessach lammetjies in Egipte met die hyssop. Met die bloed wat in die krake ingaan en dit vul. Daai bloed wat gesmeer is op daai deurposte het in daai krake ingegaan. En net so gaan dit vandag in jou krake in. En dit keer dat jy nie bloed mors nie. Want ons moet die bloed van Yeshua nie mors nie. Hy het gesterf daarvoor. En deesdae maak mense dit goedkoop. Hy krake vol. Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in geregtigheid, ongeregtigheid is ek gebore. Dis hoe Dawid 'n man na God se hart was. En in my sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste. En in die verborgene maak u aan my wysheid bekend. Onsondig my met hyssop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeu. Is dit nie mooi, die prentjie van die hyssop? Dis net soos hierdie storie van hierdie uit die Engels het mooi, die Crimson Home. Gaan lees gerus bietjie, as jy wil, wie wat nog nie die storie ken van die Crimson Home nie. Maar is daai wurmpie wat op hierdie hout sit en dat die wurmpie wat doodgaan as jy hom wegvat om haar kinders te beskerm en dan bloei sy so oor haar kinders. Hulle reken dat die Crimson Home, die hele evangelie, dis 'n prentjie van die evangelie. Hoe sy daarso daai bloed en wat die bloed van Yeshua wat dit kom daarop neer basis van Yeshua wat op die hout gekruisig is, wat vir ons sondes gesterf het, wat se bloed so oorgeloop het en wat ons
as sy kinders te beskerm. Dis wat so mooi is. So hulle het hierdie bloed so van die lam teen die deurposte gesmeer en om die eerstgeborenes te red uit Egipte uit. En die bloed van Yeshua het ons beskerm vandag. Soos ek nou gesê het, van die bloed wat so afloop van die hout af. So Yeshua weier die wyn en mirre aan die kruis die eerste keer. Nou die wyn en mirre daai tyd was gebruik gewees vir pyn. Hulle het dit gebruik vir pyn. So, wat sê die woord, en asseblief nie vanaand gaan dit nou gaan drink, omdat as jy maagpyn het nie. Hy sê, jy maak seker van wat praat, gaan lees, daar's wyn, daar's 3 verskillende wyne in die woord, nie brandewyn, witwyn en rooiwyn nie, daar soos Shakar en Yahin en Tirosh. Dis wat so amazing is, so as daar wyn staan, gaan lees wat se wyn word daarvan gepraat. Die Hebrew is amazing om in te gaan, maar die wyn, daar staan geskrywe van, as gaan drink bietjie wyn vir jou gereelde ongesteldhede. So as jy, daai tyd het hulle nie maagmedisyne gehad en jy het maar bietjie wyn gedrink en om jou maagpyn weg te vat. So dit was gewees vir medikasie. So dan het hulle saam met dit gesit om dan hierdie medikasie, hierdie pynmiddel te wees wat hulle gebruik het. En Yeshua weier dit aan die kruis. Hy deurstaan die pyn, want hy het geweet hy moet daai beker, daai kap moet hy drink. Hy weier daai pynmedikasie, hy weier daai wyn wat vir hom is om hom makliker te maak. Dis wat die meeste van ons doen. Yeshua weier daai dag aan die kruis dit sodat ons pynloos kan wees. Sodat ons van siekte genees kan word, sodat ons dit kan bid deur u bloed, genees my. Dis so mooi wat hy daai dag gedoen het. Hy weier dit, want hy het geweet hy moet deurtrek. Die tweede keer wat hy wyn aangebied is op die kruis daai dag, het hy dit gedrink. Net voordat hy uitskree nikmar, vat hy die asyn wat met water gemeng is, daai bitter. Dit was die arme mans wyn gewees daai tyd. Daai bitter wyn kom vat hy en hy drink dit en hy sê nikmar, dis nou klaar. Hy kom en vat al die bitter en suur en vat dit op hom daai dag en hy drink dit. Sodat ons kan vry wees vandag, sodat ons nooit weer hoef te dors nie. So lief het hy ons gehad. Ek eindig met die belangrikste vervulling wat gebeur het daai dag. Soos ek vroeër gesê, daar's nog baie, hoe hy presies die hoëpriester vervul het as die hoëpriester, volgens die woord. Daar's so baie, maar kan nie vanaand, die tyd gaan ons vang. En dit is Jeremia 3 vers 8. Daar staan geskrywe, en ek het gesien, toe ek uit oorsaak van die oorspel van die afkeerige Israel, haar verstoot en haar 'n skeybrief gegee het, dat die ontroue haar suster Juda nie bevrees was nie, maar gegaan en ook self gehoreer het. Vader, omskei Israel, die ander 10 seuns, die 2 seuns Benjamin en Juda het die Jode geword, en met die tydperk van Rehoboam en Jeroboam kom daar 'n skeiding, en Israel word geskei. Vader skei hulle, want hulle het gehoreer in sy oë. Hulle gaan in die noorde in, en soos dit daar geprofeteer is, Vader sif hulle. Hy sif hulle oor die hele noorde. Die Jode word in ballingskap geneem vir 70 jaar, hulle gaan terug en die tempel word weer herbou, soos wat Jesaja geprofeteer het, wat Cyrus dit gedoen het. En vir 70 jaar, soos Jeremia gesê het, gaan dit daarso wees. Maar die ander is geskei, en Yeshua sê, toe hy sê daarso vir die mense, ek het nie gekom vir die Jode nie, maar vir die verlore skape van Israel. Right. Maar as iemand geskei het daai tyd, dan moes die man weer doodgaan, voordat die vrou weer kon trou. Dis Vader se wet. En dis wat Yeshua vir ons as die bruidkom doen het. Hy is die man wat kom doodgaan het, sodat ons weer kan trou. Sodat ons eendag weer Vader Jahwe se vrou kan word. Yeshua het daai dag vir ons hoëpriester geword.
En deur dit is ons die priesters vandag, 1 Petrus 2 vers 9. En Yeshua sit aan die regterhand van Vader Jahwe en hy is die regter. Hy is ook ons hoëpriester wat vir ons sê wat om te doen. En hy is besig om vir ons huis voor te berei. En die dag van die Vader Jahwe sê, my seun, jou vrou se huis is reg. Gaan hy kom en hy gaan ons weer kom haal. En ons gaan hom ontmoet as die verlore skape van Israel wat 'n weg gemaak is. Die bruid van Yeshua, die gekiesdes. Hy het jou geroep, Boeta en Sissa, en hy gaan jou weer kom haal. Wag vir hom, hou vas aan sy beloftes. Wees heilig. Wees heilig. Wees afgesonder. Wees soos Paulus sê, kom uit onder hulle. Sonder jouself af. Moenie deel wees van hulle nie. Abba roep jou vir dit. Die dag was 'n groot dag gewees. En al wat ek vandaan in my hart kan sê is dankie Yeshua. En dankie Vader Jahwe dat U vir ons 'n weg kom terugmaak het as die skapies. U het gegaan, Yeshua het gegaan en daai een skapie. Daai een skapie, jy daar buite, ek daar buite. Hy het almal gelos en hy het ons kom roep op 'n stadium. En dis my dankbaarheid vir hierdie aand, vir hom dankie te sê. So ek wil graag dat ons nagmaal saam gebruik as hierdie huis, as hierdie familie, saam, in hierdie eenheid. Voordat ons gaan nagmaal gebruik, wil ek iets deel, en ek glo julle weet dit, Bethlehem beteken, Bet is huis, Lechem is brood, en Bethlehem is die huis van brood, en Yeshua is die brood, hy is die brood, en hy sê, kom eet van my vlees, sê hy. Julle geweet, die naam, betekenis van 'n krib, is om te kom eet. En die Pesach lammetjies het elke jaar uit Bethlehem uitgekom. Elke jaar voordat Yeshua gekom het, het die Pesach lammetjies is getoets, gedeurtoets in Bethlehem. Die brood en die lam van Jahwe kom uit Bethlehem uit. En hy sê, kom eet vanaand. Kom eet, soos daai tafel van toonbrode, wat Vader Jahwe, ek gaan gou vir ons vinnig sê, ekskuus, gaan ook lank wees. Daai tafel van toonbrode, het op elke Sabbat gekom, en hulle moes hierdie brode eet, op die tafel. Tafel van brode beteken, Lechem Elpanim, vleisbreed. Dis om brood in Vader Jahwe se aangesig te kom eet. En dit het so lekker geruik, daai vars brood met frankincense bo op hom. En eendag gaan ons weer saam met Yeshua as die bruid in die koninkryk, die bruilof van die lam, gaan ons weer saam met hom eet. Hierdie is net 'n rehearsal. Hierdie is net 'n rehearsal. So kom eet saam met Vader Jahwe vanaand. Kom eet die brood, kom eet van Yeshua se liggaam vanaand en kom drink die bloed. Kom drink die druiwesap wat sy bloed verteenwoordig. So kom ons gebruik nagmaal saam. Kom ons sluit af en dan gaan ons 2 liedjies sing, worship en dan kan ons lekker eet. Daai skapie wag vir ons. Kom ons sluit ons oë. Ons almagtige Vader, Abba, dankie vir hierdie voorreg. Abba, dat ons nog hier in Suid-Afrika kan wees, Abba, in hierdie huis en by U voete kan kom sit, Vader. Abba, U het nooit opgegee nie, Abba. U het nooit ons gelos nie, Abba. U het vir ons 'n weg kom maak en Yeshua, dankie dat U die weg is. U is die waarheid en die lewe. En niemand kom by U uit, Abba Vader Jahwe, behalwe deur U, Yeshua. Vader, dankie dat U in ons is, nou in hierdie tempels is en U Ruach HaKodesh wat in ons is, Abba. Ons eer U dat ons vir ons trooster gestuur het, Abba. Ek eer U dat U vir ons hierdie gawes gestuur het, Vader. Dankie dat U vir ons hierdie tools gegee het vir die roeping wat om ons roeping uit te lewe, om ons werkie wat U vir ons gegee het op aarde, omdat dit nie vir ons 'n werk is nie, maar omdat ons dit vir U dit wil doen, Abba.
Dankie die Ruach dat U hierdie trooster in ons is en dat U vir ons hierdie skatte so oopmaak en met ons praat en hierdie wysheid en kennis en onderskeid gee. Abba, U woord is vas. U is Jahweh Olam, Abba, U is vir altyd, Abba. U is gister, U is vandag en U is môre dieselfde. En U woorde kom nooit terug leeg nie. Dis net ons wat verander, Abba, en vergewe ons vir die keer wat ons verander. Wanneer ons dink ons is slim genoeg. Abba, ek bid vanaand, Vader, mag ons hierdie humble servants van U wees. Abba, mag ons hierdie warriors wees vir U. Hierdie Joshua's wees wat opstaan en sê, maar ons, deur Yeshua en die Ruach HaKodesh, my huis en U huis gaan U volg. Abba, hierdie huis, hierdie bediening, Abba, gaan U volg. Yeshua, U is so welkom hier binnekant. En Ruach, ek bid vanaand dat U vanaand hier sal wees tussen ons en hierdie vreugde, hierdie joy, hierdie tears of joy, vir ons dit sal seën vanaand. Abba, mag ons hierdie eenheid, U sê in Psalm 133, daar waar eenheid is tussen Boetans en Sissas, daar gebied U seën. Dis vir U so mooi soos die olie wat van Aaron se baard afdrup. En Vader, ons weet vanaand dat Yeshua is ons hoëpriester en hoe die olie vanaand Boetans Sissa so oor jou hoof drup vanaand. Die gesalfde. Mag jy hierdie lammetjie wees wat lag vanaand, wat hierdie olifant vang uit Vader Jahweh se troonkamer uit. Dankie Vader vir hierdie moederdrumpel wat op ons hoofde val vanaand. Dankie dat ons gekies is, Vader. Dankie dat U ons kies, Abba. Ons eer U daarvoor. Vader, mag U naam geseënd wees. Yeshua, mag U naam geseënd wees. Ruach HaKodesh, mag U naam geseënd wees vanaand. Abba, ek bid vanaand, Vader, dat hierdie lampliggies, hierdie menorahs weer sal skyn vir U buitekant. Ek bid vir olie vanaand, Vader. Dankie vir hierdie seëning van olie. Ons eer U. Abba, dankie ook vir die voedsel wat ons vanaand kan geniet. Abba, ek bid vanaand dat U dit sal seën, dat U dit sal reinig en dat U dit sal heilig. Tot versterking van ons liggaam. Ons sê vir U dankie vir voedsel. Dankie vir geestelike brood ook, Abba. Vader, ek bid vanaand, Vader, daar Boeta en Sisser daar hier so is wat hierdie behoefte het om hierdie manna, hierdie vars manna, om hierdie skatte soos U sê in Spreuke. Hierdie skatte wil hê, Abba, bid ek vanaand, Vader, dat U hulle sal seën met 'n gawe van wysheid en kennis, Abba, dat hulle dit sal sien, Abba. Maar dat U ook vir hulle sal tyd gee, dat hulle sal indruk in die woord en Abba. Dat hulle sal eet van hierdie brood. Dankie vir die brood, maar dankie ook vir natuurlike brood, Abba, hierdie natuurlike voorsiening. U naam is Jahweh Yareh, Abba. U naam is Jahweh Rapha, Abba. Dankie dat ons kan eet van die liggaam van Yeshua vanaand en verklaar dat deur die bloed van Yeshua is daar nie siekte, jy is nie welkom in Yeshua se naam nie. Dankie dat deur sy wonde dat ons genees is. Dankie Yeshua dat U 'n weg kom maak het. Dankie dat ons nie hoef te vrees nie, Abba. Dankie daarvoor, Vader. Yeshua, dankie vir die bloed, dankie vir dit U die prys betaal het. Dankie dat U gegaan het en gesê het, Vader, ek sal gaan, ek is sonder sonde, maar ek sal gaan. Ek sal gaan betaal vir hulle, om hulle weer terug te kry na U toe. Dankie daarvoor, Yeshua. Ons verstaan nie altyd hoe hy daai dag gevoel het nie. Hoe hy toe hy in daai tyd van Getsemane sit en waar hy sê, Vader, as U wil is dat hierdie beker verbygaan, waar hy so gevrees het dat U sweet en bloed verander het. Maar ek het nog nooit so gevrees nie, dankie daarvoor. Dat U so genadig is dat ons nie daai beker hoef te vat nie. Maar so U het dit gedoen. Selfs toe daai medikasie aangebied is, het gesê, nee, ek moet dit doen. Dankie daarvoor, Yeshua. Dankie. Ons sê vir U dankie. Maar ek bid dat U vanaand sal seën, Vader, mag hierdie laaste 2 liedjies wat ons vir U sing, mag dit vir U hierdie soet geur wees, mag hierdie offer wat ons, as die kinders voor U buigend, met hande uitgestrek, ons krone so voor U wil kom neer lê vanaand, Abba, en hierdie offer vir U wil gee. En wil sing, heilig, heilig, heilig is U. Aan U behoort alles, Abba. Dankie daarvoor, Abba, dat U ons so lief het. Ons prys U naam. Moet ons ontvang nou hierdie seën, wat Vader Jahweh vir jou het. En Yeshua, dankie dat U 'n weg kom maak het, sodat ons deel kan wees en dat ons hierdie seën kan ontvang vanaand deur U bloed. Dankie daarvoor. Ontvang dit nou, Boeta en Sissa, wat Abba vir jou gee.
Yavrecha Adonai Vishmarecha. Yair Adonai Panavlecha Viguneka. Yesa Adonai Panavlecha Vyasimlecha Shalom. Vader Yahweh sê hy sal jou seën. Vader Yahweh sê hy sal jou beskerm. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm. Maar ken hom net en wees lief vir hom, is al wat hy vra. Vader sê hy sal sy aangesig oor jou verhef. Hy sal kyk vir jou soos hy die dag gekyk het toe sy seun Yeshua gesterf het vir jou sonde. Toe hy jou vloek gedra het. Vader sal sy aangesig oor jou laat skyn. Mag jy skyn soos Moses geskyn het die dag toe hy verbond ontvang het van die berg Sinai af. Mag jy 'n ligtoring wees vir Vader Jahwe hier buitekant. Mag jy 'n menorah wees wat skyn, nie vir jouself nie, maar vir hom. En Vader Jahwe wil jou vanaand seën met sy shalom vrede. Ontvang dit nou tussen jou huis, by jou werk, tussen jou huwelik, tussen jou kinders, jou in en jou uit in die stad. Ontvang dit nou. Dankie Vader Jahwe. Ons ontvang dit nou as u kinders, as u bruid. Ons ontvang dit nou deur die kragtige werking van die Ruach HaKodesh. En deur die naam u seun, ons koning, ons hoëpriester, Yeshua Messias se naam ontvang ons dit nou. Dankie daarvoor, Abba. Amen. Amen. Dankie Here. Like asseblief ons video, subscribe asseblief ons kanaal en stuur dit vir jou vriende.